Ek groet u, dit is Sondag die 5de April. En wat 'n wonderlike dag is waarop ons die groot geleentheid en die wonderlike geleentheid en voorreg het om die opstanding van Jesus Christus uit die dode te herdenk. Wat het alles gebeur in daardie paar dae? Waarom het Jesus gesê dit is volbring? Waarom het die voorhangsel van in die tempel geskeur? Matteus 27 vers 50 sê vir ons: daarop het Jesus weer met 'n groot stem uitgeroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het geswist, het gebewe en die rotse het geskeur. Nou in die tempel was daar twee voorhangsels of gordyne, kan ons dit seker noem. Hierdie voorhangsels moes seker die mooiste kunswerk van alle tye gewees het. Lees Eksodus 26, dit vertel vir van die pragtige kleure wat hierdie en die gerubs wat daarop uitgewerk was. Een was die ingang van na die heilige en die ander tussen die heilige en die allerheiligste. Slegs die hoofpriester mag deur die tweede voorhangsel in die allerheiligste ingegaan het eenmal 'n jaar gedurende die fees van verootmoediging. Hierdie tweede voorhangsel was massief en die skeiding tussen die sondigheid van die mens en die heilige God voorgestel. Alfred Edersheim het in sy boek geskryf, die voorhangsel soos die voor die allerheiligste was 60 voet lank en 30 voet wyd, en die dikte was soos 'n handbreedte, en hierdie gordyne was so swaar dat in die beskrywing van daardie tyd dit 300 priesters geneem het om dit te hanteer. En die gordyn wat was soos beskryf in die Talmud, sou dit onmoontlik nie geskeur kon word as gevolg van 'n aardbewing of die in mekaar stort van 'n struktuur nie. Einde van sy aanhaling. So ons praat hier dus van 'n voorhangsel wat massief en baie swaar was. 'n Ander kommentaar van Mars Henry Harris word die omvang en geweld en die gewig van die voorhangsel beskryf as 300 priesters was verantwoordelik vir die oprigting van die voorhangsel wat 'n handbreedte dik was, seker om dit op te hang. Dit was geweef met 72 koorde en elke koord het bestaan uit 24 drade of strands in die Engels, 60 voet, 15 meter lank en 30 voet of 7,5 meter wyd. Wanneer dit vuil geword het, moes 300 priesters dit in die water onderdruk en dit was. Einde van aanhaling. Dit was 'n baie groot voorhangsel of gordyn hierdie. En die oomblik toe Jesus sy laaste woord aan die kruis uiter, toe staan die hoofpriester op sy pos in die tempel. En toe Jesus sê dit is volbring, toe gebeur daar in daai tempel voor die priester se oë iets onbeskryflik. Daardie massiewe, swaar gewefte voorhangsel wat tussen die heilige en die allerheiligste gespan is, skeur in twee van bo na onder. Die geluid van daai skeur moes seker oorverdowend gewees het. Asof 'n onsigbare hand of hande die gordyn gryp en dit in stukke geskeur het. Ons kan net dink hoe geskok die hoofpriester gewees het om hierdie tafereel te aanskou. Een deel val na die ene kant toe, die ander deel na die ander kant toe. Vanaf daardie oomblik toe Jesus aan die kruis genaal was, was dit nie meer nodig vir 'n hoofpriester om voortdurend offers jaar na jaar te bring nie. Want Jesus se bloed was die finale offer vir die sondes van die mensdom vir altyd. Dit is daarom dat God self neergebuig het na die aarde toe en die voorhangsel van die tempel in sy twee hande geneem het en hom geskeur het om te verklaar dat die weg na die allerheiligste nou oop is vir almal om na hom toe te kom deur die bloed van sy seun Jesus Christus. Johannes 19 vers 30 sê toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Die woordjie daai skrif wat sê, of liewer die woord sê, in die Grieks beteken dit in die taalkundige tyd van die Grieks, of die tens, ek weet nie wat sy vertaal daarvoor nie. Die woordjie sê is gespreek uit 'n posisie van autoriteit. Met ander woorde, dit was 'n opdrag wat gegee is. Dit is volbring. Alles is gedoen. En die woordjie dit is volbring in die Grieks wat beteken om 'n einde te maak, om tot volheid te bring, tot volmaaktheid te bring, dit deur te dra, dit voltooi die saligheidsplan, die doel waarvoor Jesus na die aarde toe gekom het. Dis wat aan waarna Jesus verwys het toe hy met sy Vader gepraat het in Johannes 17, die 4de vers. Ek het U verheerlik op die aarde, die werk wat U my gegee het om te doen,
het ek volbring. Was die grootste oorwinning in die geskiedenis van die mensdom. Die Ou Testament het die hoëpriester eenmaal 'n jaar 'n lam sonder gebrek gebring. En dan het hy die bloed van daardie lam in die allerheiligste ingegaan en op die versoendeksel van die verbodsark gesprinkel. Die oomblik as wanneer daardie bloed die versoendeksel raak, dan is tydelik versoening gedoen vir die volk se sondes vir nog 'n jaar. Jaar vir jaar is dit gedoen as tydelike vergifnis van sonde, want die bloed het die sonde bedek, dat dit nie sonde weggewas nie. Toe Jesus aan die kruis hang, was hy beide die lam van God, en hy was die hoëpriester gewees. En daardie heilige oomblik het hy sy eie bloed geoffer vir die permanente vergifnis van die sonde van die wêreld. Hy was die volmaakte offerlam, en van daardie oomblik af was daar geen offers vir sonde meer nodig nie. Wat Hebreërs 11 vers 12 sê vir ons, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Versoening was afgehandel, eens en vir altyd. Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, die koninkryk van lig, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Dit is volbring, beteken ook dat op daardie oomblik die afsluiting van een bedeling was en die nuwe bedeling begin het. Die Ou Testament het tot 'n einde gekom. Dit is volbring, want die Ou Testament was 'n skaduweebeeld van die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament of die Nuwe Verbond het 'n aanvang geneem op daardie oomblik. Die kruis was letterlik die groot skeiding in die middel van die mensgeskiedenis. Op daardie oomblik was elke profesie oor hom, sy sterwe aan die kruis, vir die sondes van die wêreld vervul. 1 Korintiërs 15 vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, volgens profeseë. Daardie oomblik het al die sondoffers van die Ou Testament permanent opgehou. Die oomblik toe Jesus sê, dit is volbring, en hy sy laaste asem uitgeblaas het, was die oomblik toe God neerbuig, die tempelvoorhang sal skeur, sodat elkeen kan weet dat die weg tot God nou oop is deur die bloed van sy seun Jesus. Efesiërs 2 vers 14. Want hy is ons vrede. Hy het albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Wat 'n wonderlike gedagte is. Die apostel Johannes het gekry dat Jesus na sy eie gekom het, maar sy eie wou hom nie aanneem nie. Johannes 1 vers 11. Die Jode het hom verwerp, maar planeet Aarde het getuienis gegee. Die oomblik toe die tempelvoorhang sal geskeur het die aarde gebewe, die rots het geskeur, selfs grafte het oopgegaan. Matteus 27 vers 51 en 52. En vers 54 sê, toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, terwyl Jesus in die graf was, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Het Jesus nie dalk hierna verwys toe hy met sy vader gepraat het, toe hy met die fariseërs gepraat het, vir hulle gesê het, as julle swyg, sal die klippe uitroep, want die klippe het daai dag uitgeroep, Lukas 19 vers 40. Ander geleentheid die klippe getuig het, was toe die klip voor die graf weggerol was. Matteus 28 vers 2. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Wanneer die seun van God manifesteer, kan selfs die aarde nie swyg nie. Hoe kan ons dan terughou en hom nie elke dag van ons lewe loof en eer en aanbid? Hom wat uit die dood uit opgestaan het. En wat nou binne in sy kinders lewe nie, deur die Heilige Gees. En Romeine 8 vers 11. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. 1 Tessalonisense 4 vers 14. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het,
dan sal God ook so die wat in Christus ontslaap het, saam met hom bring. En dan sê hy in 1 Korintiërs 15 vers 51, kyk, ek deel julle verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, sal daar die Heilige Gees van God, sal ons sterflik liggame in een oomblik verander om soos syne te wees. Romeine 14 vers 9 sê, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. 2 Korintiërs 5 vers 15, omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. As hy nie opgewek is nie, is sy sterwe niks beteken nie. Vandag vier ons 'n leë graf, en ons verheug ons in die een wat binne in ons woon, en ons sien uit dat die dag wanneer ons met ons hemelse bruidegom verenig gaan wees. Mag die Here u ryklik seën. Amen.